Gedurende 2023 het Dr. Louis Strauss aan die Universiteit van die Vrystaat gepromoveer met 'n kerkhistoriese studie. Hy gaan kyk na die herkoms en die jeugjare van Herman Fourie of Dr. H.C.M. Fourie, soos hy by ons bekend is. Hierdie studie maak erns met die primêre bronne. Dr. Strauss het onder andere die korrespondensie, die briefwisseling van Dr. Fourie met sy moeder en is 'n goeie studie wat nie net 'n blik bied in die persoon van Dr. Fourie nie, maar ook die omstandighede van die kerk, die hervormde kerk, die gemeenskappe waar die kerk is. Nou, Dr. Strauss het hom beperk tot die herkoms en die jeug van H.C.M. Fourie en hy het onderneem om later 'n tweede fase of 'n tweede studie te onderneem. Louis, baie welkom en dit is vir ons goed om te praat oor jou werk, jou proefskrif. En as ek mag, jy het in jou werk 5 hoofstukke. Nou as ek kyk daarna, die eerste hoofstuk beskryf jy die herkoms en die geboorte, die kleuterjare van H.C.M. Fourie van 1882 tot 1889. Dan in hoofstuk 2 handel hy oor Jong Maniese Sondagskool en Plaasskool daar van 1890 tot 1893. In hoofstuk 3 fokus jy op sy, kom ons sê, blootstelling in Pretoria en dan in hoofstuk 4 Herman as 'n, kom ons sê, Discipulis Gimnasie, sy studente daar in Zwolle in Nederland. En dan sy laaste hoofstuk wy hy aan ervaring, die oorlogservaring van H.C.M. Fourie en veral wat met die kerk en met ons mense gebeur het tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog. Louis, waarom 'n studie oor H.C.M. Fourie se jeug of eerder sy herkoms en sy jeugjare? Christo, eerstens baie dankie vir die uitnodiging tot hierdie gesprek. Die studie wil 'n navorsingsleemte volg. In die eerste plek bestaan daar 'n leemte in die navorsing rondom die eindvertalers van die eerste Afrikaanse vertaling van die Bybel. Daar is nou al studies gepubliseer, biografieë oor Tosius en Vader Kestel en ook B.B. Keet. Maar daar is nog niks volledig oor H.C.M. Fourie, wat vanweer die hervormde kerk aangewys is om deel te neem aan die Bybelvertaling nie. En wat belangrik is dat dit juis hy is wat gesê het dat die Bybel vanuit die oorspronklike tale vertaal moet word. Tevens hy het hom aantrek toe die gedagte nog was om net die Statenvertaling te verafrikaans. En dan sal ook wat die historiografie van die hervormde kerk betref, navorsingsleemte. Veral as ons dan nou kyk in die vroeë geskiedenis van die 20ste eeu. Daar is S.J. Botha se proefskrif oor Godefroy, wat die laaste helfte van sy lewe geleef het na die Anglo-Boereoorlog. En dan is daar Dr. Henny Botus wat gepubliseer het oor Louis Brandt en dan jou eie proefskrif ook oor Jack van Belkom. Maar weer eens nog niks oor Dr. Fourie nie. So die bedoeling is dan om 'n volledige biografie te skryf wat konsentreer op die lewe, die werk en die betekenis van H.C.M. Fourie. En hierdie proefskrif van my is dan die eerste helfte van hierdie studie. Daar is baie navorsingsmateriaal beskikbaar wat dit lekker maak om navorsing te doen en baie inligting na vore bring, maar dit beteken ook 'n mens kan dit nie so gou afhandel nie. Nou as jy ingeskryf is vir 'n proefskrif, dan verloop die tyd nou maar en die tyd word naderhand maar haastig dat 'n mens dit moet indien. En so het dit dan gekom dat die proefskrif nou net handel oor die herkoms en die jeugjare van Herman Fourie. Die bedoeling is om dan later verder ook dan hieraan te werk totdat ons hopelik, as dit so bedoel is, uitkom by 'n publikasie wat die hele lewe en werk van Herman Fourie omvat. Louis, jy het nou verwys daarna dat Dr. Fourie was Bybelvertaler, maar hy het ook bekend geword as voorman vir sending in die hervormde kerk. Wat uit sy herkoms en sy kinderjare, sowel as sy sondagskool en sy plaasskool daar, het bygedra tot die vorming van hierdie, kom ons sê, latere predikant, Bybelvertaler, man vir die sending? In die eerste plek kom hy uit 'n geslag van gelowiges. Louis Fourie, die stamvader van die Fouries in Suid-Afrika, was 'n Franse hugenoot wat hom hier in die Kaap kon vestig het. En in die tydperk na die groot trek het Herman se oupa, Christian Ernst Fourie, hom in wat ons kan beskryf as die in die Oos-Transvaal kon vestig, daar wat later bekend gestaan het as die Ermelo distrik. Herman se oupa Grootjie aan moederskant
was die bekende Jacob de Klerk, na wie Klerksdorp ook vernoem is. Ek wy 'n hele klompie bladsye aan Jacob de Klerk, aangesien hy 'n vreeslike interessante geskiedenis gehad het, verskillende plekke en in verskillende hoedanighede 'n rol gespeel het, maar hy eindig dan teen die einde van sy lewe ook daar in Oos-Transvaal, en ek skaf 'n plaas aan met die naam van Welgevonden, noord van die huidige dorp Carolina. En nou beide op oupa Fourie se plaas, Blauwklip, en hier op Welgevonden is daar van tyd tot tyd buitedienste gehou. Wanneer die dominee dan in die distrik uitbeweeg het na die ver afgeleë wyke, om dan daar vir die plaasmense diens te hou. Herman is dan ook gebore so kort na so buitediens, op die plaas Tuinsdraai, in die plaas Leliefontein. Hy's gedoop op die plaas Tuinsdraai, dit is nou weer 'n volgende buitediens gewees, maar hy's gebore op die plaas Leliefontein. Sy moeder het agtergebly na die diens en met behulp van 'n vroedvrou is hy toe in die lewe gebring. Die Fourie, sowel as die de Klerk families, was lidmate van wat ons nou sal noem die NG Kerk. Nou uit die aard van die saak, die kerk het 'n hele geskiedenis deurgemaak. Amptelik het dit in die Kaap bekend gestaan as die Nederduitse Hervormde Kerk. In 1842, net na die groot trek, is die naam verander na die NG Kerk. En toe in die ZR 1857, met die vaststelling dat die kerk die staatskerk is dit nou weer genoem die Nederduitse Hervormde Kerk. En toe kom die kerkvereniging, of intussen is nou nog die NG Kerk gestig in Transvaal in 1866, en toe vind die kerkvereniging plaas, so kort na Herman se geboorte. En kan ons dus sê dat in Herman se jong dae was albei families dan lidmate van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk in die ZR. Die Fouries het aanvanklik ingeskakel by die Leidenburg gemeente en later dan ook by die Carolina gemeente. Nou, daarmee dink ek die eerste antwoord op jou vraag is dat Herman kom uit 'n geslag van gelowiges. Die Hervormde Kerk was nog op daardie stadium aan hom onbekend. Hy sou dit later in Pretoria eers so bietjie leer ken en uiteindelik eers aan die einde van sy predikantstudie in Nederland, hier in 1910, het hy 'n gesprek gevoer met ouderling ADW Wolmerans oor 'n beroep na gemeente Pretoria toe. En toe het hy vir die eerste keer werklik begin dink oor die afsonderlike bestaan van die Afrikaanse kerk. As kind is hy blootgestel aan die prediking van Carolina gemeente se dominee, A.G. de Tooy, en in Pretoria sou hy die dienste bygewoon het van dominee H.S. Bosman. En toe hy nou later in Nederland kom, het hy in die pastorie gewoon van die De Haans en het hy geluister na die prediking van dominee De Haan en het hy ook so die Hervormde Kerk in Nederland leer ken. Van kleins af was Herman lief gewees vir mense en mense se doen en late het hom geïnteresseer. Daar word vertel dat toe hy nog 'n jong seun was met die jaarlikse perderesies op Bonnefoy, het hy aan die einde van die dag al die perderyters nagemaak en gemimiek hoe hulle perd gery het en so aan. Lewenslang sou hy vanweë sy geaardheid 'n gewilde persoon wees en self ook baie lief vir mense. Op sy graf staan dan ook bemind as mens, geag as predikant en onvergeetlik as Bybelvertaler. Daar op die plaas Welgevonden het hy groot geword tussen swart maats en het hy ook swart tale aangeleer. Dit is merkwaardig sy aanleg van tale en sy pa daarteen was 'n man van min woorde. Jy skryf dit ook in jou proefskrif en tog, al was sy pa 'n man van min woorde, het hy invloed nie net in die gemeenskap gehad nie, maar hy's later as volksraadslid gekies. En dit het beteken die Fouries is
Pretoria toe, of Herman veral is dan blootgestel aan Pretoria, Dit veral was eintlik in die wintermaande. Die wintermaande. sitting van die Volksraadslid was Volksraad was hier so van Mei maand tot Augustus maand. Was die meeste werk op die plaas afgehandel. Maar hier is hy ook blootgestel aan die onderwys. Nou die onderwys was toe nog in sy pionierskoene. Dit is my verstommend toe jy beskryf hoe die saal gelyk het waar of die skuur as te ware waarin hulle moes studeer en dan het hulle Kikero gelees en Grieks en Latyn gedoen. Maar wat het hierdie ontmoeting of blootstelling aan Pretoria en die figure in Herman se lewe beteken, die omstandighede waarin hy sy eerste studie ontvang het en die meesters wat hom beïnvloed het? Ja, hy beweeg dan van die plaas af op 'n ouderdom van 10 jaar as hy saam met sy pa Pretoria toe gaan tydens die Volksraadsittings. Nou, ek het 'n kaart geplaas van hoe Pretoria in die 1890 daar uitgesien het, wat ons dan 'n idee gee wat die bekende landmerke van die dorp was, waarmee Herman dan ook kennis gemaak het. Dis natuurlik die dae van die perdekar en stofstrate, modderstrate as dit gereën het, en dan die ossemans wat op die kerkplein rondom die kerk gestaan het tydens nagmaalvieringe. As skoolier gaan Herman tuis in die koshuis van meester Wessel Louis. Hy woon eers die voorbereidende skool by en dan soos die jare vorder besoek hy die staatsmodel skool en uiteindelik was hy ook in klas 1 aan die staatsgimnasium. Dit is die term wat destyds gebruik is. Ek wil nie sê dit was 'n hoërskool nie, want 'n mens kan nie dit heeltemal so vergelyk nie, maar dit was dan die voorbereidende studie met die oog op universiteitstoelating. So daar is van die klasse gepraat in klas 1A. Die A het verwys dat dit is die klassieke deel van die opleiding met baie taalvakke soos Latyn en Grieks. En dan ook moderne tale, Engels, Nederlands, Duits en vanaf die tweede jaar ook Frans. Nou dit bly merkwaardig dat daar in Pretoria so 'n instelling al bestaan het, skaars 40 jaar nadat Pretoria gestig is. En as ons nou dink, die dorp is maar gevestig so tussen die bome van die veld, terwyl daar nog 'n oorvloed leeu's was. Selfs toe Burgerspark al daar was, is dit beskryf as dit was 'n leeuenes gewees. Maar aan hierdie staatsgimnasium maak die latere Bybelvertaling vertaler vir die eerste keer kennis met Grieks en Latyn. Nou meester Wessel Louis, na wie ek verwys, het 'n groot indruk op Herman gemaak. Hy het ook later gesê dat dit juis by hom is dat hy geleer het om in sy studie metodies werksaam te wees. En die rektor van die staatsgimnasium was Hendrik Reinink. En hy was dan ook die dosent in Grieks. Later jare na die oorlog, toe die Transvaalse Universiteitskollege gestig is, later die Universiteit van Pretoria geword het, was die dokter Reinink dan ook die eerste dosent in Grieks. Maar Herman het reeds in die vorige eeu by hom Grieks geleer. Op staatkundige gebied het Herman, terwyl hy maar nog 'n jong kind was, ook van sy pa se volksraadskollegas leer ken. Een van hulle was S.W. Burger. Nou S.W. Burger was saam met Joachim Fourie. Hulle was die twee volksraadslede vir die distrik Lydenburg. En dit is S.W. Burger wat later die waarnemende staatspresident was tydens die oorlog toe president Kreer na Europa toe is. En dan was daar ook die bekende figuur van A.D.W. Wolmerans wat die volksraadslid vir Pretoria was. En baie anders as Joachim Fourie, 'n man van baie woorde was. As jy mens so deur die volksraadsnotules gaan, dan is dit bladsye lank geskryf oor presies wat A.D.W. Wolmerans te sê gehad het. Maar hy het 'n baie groot rol gespeel, ook op kerklike gebied, en soos ek gesê het, is hy wat later met Herman gesprek sou voer oor die beroep na gemeente Pretoria toe, met die oog op die afstigting van gemeente Erasmus. Daar op Bronkhorstspruit. Beide S.W. Burger en A.D.W. Wolmerans het dan ook positiewe insette gelewer vir beurse wat later aan Herman toegeken is vir sy oorseese studie. Nou jy raak nou aan die oorseese studie. Hy het in Zwolle in Nederland gaan studeer en hy het veral by die De Haan
gesin tuis gegaan, Dominee De Haan. Dit is my mooi die briewe wat tussen Herman se moeder en mevrou De Haan op 'n stadium gewissel is. Maar die tydperk, hy's nou student aan die gimnasium, maar hoe die tydperk in Herman se lewe vorm gegee aan sy menswees of bygedra tot sy vorming later as vertaler. Ja, ek dink eerstens het dit sy horison geweldig verbreek, want goed, hy was nou al bekend met die hoofdorp van die ZAR, maar hier as 15-jarige seun wat tydens 'n skeepsreis 16 jaar oud geword het, gaan hy per skip, terwyl hy baie seesiek geword het, al langs die ooskus, deur die Suezkanaal, vaar hy op om in Nederland uit te kom. En daar word hy ontvang deur oorlede professor Adrian Pont se oupa, wat 'n Lutherse predikant en later ook professor was. Professor J.W. Pont was dan ook die sekretaris van die NZAV se studiefonds gewees. En hy ontvang Herman daar en hy plaas hom dan in Zwolle om tuis te gaan by dominee mevrou De Haan. En vir hierdie egpaar het Herman baie lief geword. Hulle was regtig vir hom soos ouers gewees. Deur dominee De Haan leer hy dan nou ook die hervormde gemeente daar ken. En hy begin skool gaan aan die Zwolse Gimnasium. En die dosente aan die Zwolse Gimnasium was almal baie hoogs gekwalifiseerd gewees. Benewens die tale waarmee Herman reeds hier in Pretoria kennis gemaak het, was dan ook daar vakke gewees soos wiskunde, geskiedenis, aardrykskunde en plant- en dierkunde. Herman het baie goed gedoen. Hy was altyd onder van die eerstes in die klas gewees. Dit was wonderlik om op sy rapporte af te kom. Primêre bronne is verskriklik belangrik in die beskrywing van geskiedenis. En wat so lekker is van 'n studie in Nederland is dat jy hoef nie daar te wees om baie van die inligting in die hande te kry nie. Die argiewe daar is werklik baie effektief. Mense kan die e-pos stuur en dan sal die persoon aan die ander kant vir jou 'n hele klomp dinge gaan navors en 'n navorsingsverslag stuur oor alles wat hulle kon uitvind as jy nou rondom 'n sekere persoon gevra het. Met 'n aanduiding dan van bronne wat jy dan self in die argiewe kan gaan raadpleeg. Nou, ek kon nie self daarheen gaan nie, maar Fokkie Diersema van Zwolle het my baie gehelp en het vir my dokumente gaan afneem. En op die manier het ek die rapporte onder oog gehad en kon ek sien dat Herman werklik 'n baie goeie student was. Hy het ook saam met die De Haan gesin op vakansie gegaan. Hy was lief om voetbal te speel, wat ons nou ken as sokker, en selfs op 'n Sondag. En in een van die briewe kry hy raas by sy ma oor hierdie sport op 'n Sondag. Gelukkig het die briewe wat sy ma aan hom geskryf het behoue gebly. En uit die briewe kry mense 'n idee wat hy aan haar sou geskryf het oor sy belewennisse in Zwolle. En sy beskryf dan nou weer aan hom oor hoe die oorlogswolke begin saampak hier oor die ZAR. Die akademiese jaar in Europa begin in September maand. So Herman het daar aangekom net voor September 1898. Hy word dan geplaas in klasse 2 by die Staatsgimnasium en die akademiese jaar het verstryk einde Julie. Toe het hy begin met klasse 3 en daar is 1 rapport van 'n kwartaal lank, maar dan is daar 'n inskrywing dat hy die gimnasium verlaat het. En ons weet dat dit toe is dat hy teruggekeer het om te kom veg tydens die oorlog. Sy ma het 2 briewe geskryf waarin sy sê jou pa sê bly in Nederland, konsentreer op jou studies, ek en jou broers, ons sal die Engelse uitsorteer. Maar hy was reeds op pad terug en die briewe nou weer nog op pad Nederland toe. Hy het nooit die briewe gesien nie. En toe sy ma sien, toe stap hy by die huis in en vra proviant om te gaan deelneem aan die oorlog. Jy verwys nou na die Tweede Vryheidsoorlog, die Tweede Anglo-Boereoorlog van 1899-1902.
meermale en moet ons sê dit is ook die vrug van die ontdekking van goud. Soms word dit ook die goudoorlog genoem. En daardie oorlog het geweldige letsels gemaak op die ZAR, op die Afrikaner en die mense wat daarmee ook saam meegesleer is soos in 'n oorlog. En hierdie oorlog het ook in Herman se lewe letsels gemaak. Wat het Herman tydens die oorlog beleef of ervaar en hoe het hy daarop gereageer? Ja, Christo, letsels was daar beslis gewees. Tydens die oorlog staan hy sy broer in die dood af. Sy pa word voor hom doodgeskiet en kort na die oorlog is sy moeder ook oorlede. Baie van die familielede beland in die konsentrasiekampe. Gelukkig is wel gevonden en sy plaashuis is gespaar. Dit is nooit soos baie ander huise in die distrik afgebrand nie. As Herman dan in die ZAR aankom, berei hy hom daar op die plaas voor vir die oorlog, maar op daardie stadium het die oorlog nog so net suid van Oos-Transvaal daar in Noord-Natal gewoed. En hy sluit by die Carolina Kommando aan kort na die slag van Spioenkop. Miskien moet ek net eers sê om dit kronologies te hou, toe hy nou met die trein die oosterspoor van Delagoa Baai af by Delmenhorst stasie afklim. Hy sou daai nag amper 40 kilometer loop om by die plaas te kom, maar toe kry hy daar op die stasie 'n Hollander wat hom toe inlig dat sy broer Christian oorlede is. Christian was een van die eerste slagoffers van die oorlog. Hy het deelgeneem aan die slag van Talana Heuwel en baie dapper daar geveg, maar uiteindelik is hy ook daar doodgeskiet. En goed, in 1929 is hierdie burgers wat op Talana Heuwel begrawe is toe herbegrawe by die NG Kerk in Dundee. En daar is tot vandag toe nog 'n gedenkteken op die kerkterrein. So hy hoor toe daarvan, hy sluit by die kommando aan kort na die slag van Spioenkop en hy maak al die bewegings mee wat nou uitgevoer is daar in Natal. En in hierdie tyd word sy pa bevorder tot veggeneraal en Herman word sy pa se sekretaris. So hy was werklik eerstehands ingelig oor die onmiddellike oorlogsgebeure, sowel as oor die oorlog in die res van die land en van die buurkolonies, vanweer die korrespondensie wat hy dan ook ontvang het en wat hy afgestuur het. Na sy broer se dood en met alles wat tydens die oorlog gebeur het, het hy 'n baie sterk gevoel teen die Engelse ontwikkel. Lewenslank sou hy altyd halfsnedig praat van Engelse en Engelsgesindes. Daar word vertel dat tydens 'n skietgeveg met die rebellie, vir elke skoot wat hy afgetrek het, het hy gesê, dit is my broer, en julle het mos my pa vermoor, en so aan. Nou wat met sy pa gebeur het, die generaal se beleid was altyd, as daar geveg word, dan probeer jy so gou as moontlik om die vyand se kanonstellings te ontman, dat hulle nie verder met hulle kanonne teen jou kan veg nie. En op die plaas Witkloof, naby Welgevonden, want die oorlog was toe nou werklik in hulle eie tuisgebied, is die generaal toe op 'n voorpunt van 'n jaagtog na die kanonstelling van die Engelse toe. En Herman is kort agter hom, en toe word sy pa raak geskiet, en hulle val almal plat, en Herman vra toe vir die agterryer om nader te kruip en aan sy pa water te gee. Toe kom hy skit terug en hy sê, die ou baas is dood. So sy pa is letterlik voor hom doodgeskiet. En in die volgende dag of wat is hulle self betrokke gewees, hy en sy broer, met die versorging van sy pa se liggaam en dan die begrafnis op die familieplaas Welgevonden. Nou hierdie dinge het 'n diep indruk op hom gemaak. Christian se dood het hy net van gehoor. Sy pa se dood het hy self beleef. Tydens die oorlog het hulle diplomme langs hom ontplof. Hy het al die ellende en dinge gesien wat in 'n oorlog gaan en hy was getraumatiseer daardeur. Mevrou De Haan skryf toe hy na die oorlog teruggekom het in Nederland, was hy werklik teruggetrokke en aan homself gekeer. So dit het 'n definitiewe indruk gemaak.
Hy het ook wraakgedagtes gekoester. Daar is getuienis dat hy of is in die briewe wat hy vir die Dehaans geskryf het, dat hy sy broer se dood moet wreek. Nou, 'n mens sal nou eers, wanneer die studie afgehandel is en wanneer 'n mens nou sy preke ontleed het, sien hoe die dinge in sy lewe verder ontwikkel het. Maar dat dit 'n groot invloed op hom gehad het, dit is ongetwyfeld. Hy was vas oortuig daarvan dat die Here aan die boere se kant is, omdat die Engelse besig was om onreg te pleeg. Dan wil ek net 'n stukkie lees uit een van sy briewe waar hy aan die Dehaans skryf oor sy verlies tydens die oorlog. Hy sê die Here het ons diep wonde toegedien. Wat al gewonden heeft die Heer al niet in onze harten geslagen gedurende dese rampzalige oorlog. Onze vader en moeder en oudste broeder heeft die Heer ons ontnomen. Wij blijven nu alleen oververlaten door ieder aardse vriend, want niemand op aarde kan ons troosten. Maar gelukkig dat wij geloven en zeker weten dat Jezus ons nimmer verlaat. Hy verzeld ons in leven en in doden. Hy vertroost ons en lenig onze smarten. Wat hebben wij meer nodig om ons getroost te gevoelen, dat wij hem hebben tot vader, tot moeder, ja, tot alles. Loos is 'n treffende woord, want hy gryp te midde van al sy smart na Christus Jesus, dit bly sy troos. En aan die begin het jy gemeld, hy is een van die Bybelvertalers, en Tosius, soos hy in die volksmond bekend was, sou juis na jare se vriendskap en samewerking op sy begrafnis ook die volgende sê: as iemand my sou vra of ek in hierdie wêreld 'n Christen geken het, dan sou ek onmiddellik geantwoord het, ja, ek het Herman Fourie geken. Dankie vir hierdie studie en ook voorspoed met die volgende fase en die volgende hoofstukke. Dit gee vir ons 'n insig in die geskiedenis van die hervormde kerk, maar ook die persoon, die mense wat geroep is om te dien, om met die evangelie te loop in die kerk, ongeag hulle omstandighede. Nou, ek wil vir u sê, daar sal 'n skakel wees na Dr. Strauss se proefskrif. U kan dit gerus volg as u meer wil weet en meer in diepte wil lees. Maar Loos, baie dankie vir hierdie tydige en deeglike werk wat jy vir ons gedoen het en aangebied het aan die kerk. Dankie.